Goeiedag julle en baie welkom by vandag se digitale boodskap. Dis my baie lekker om vandag saam met julle hierso te wees. Voordat ons begin, kom ons bid eers saam. Liewe Here, baie dankie vir alles wat U vir ons doen. Dat U die een is wat in beheer is van alles, wat alles geskep het en die een is wat ons altyd nader roep. Here, dankie dat U my gelei het met hierdie boodskap. Here, kom lei ons ook vandag in hierdie digitale boodskap. Kom breek hierdie teks vir ons oop en kom maak ons regtig ontvanklik vir dit wat U vir ons wil kom sê. Ons bid dit alles in U naam alleen. Amen. Julle, so vandag is die eerste Sondag na Kersfees en ons gaan 'n bietjie vandag gesels oor die tema God wat oneindig is. So, aan die begin van die jaar het ek 'n fliek gekyk met die naam A Trip to Infinity. En hierdie was vir my verskriklik interessant geweest, want hierdie fliek is baie wetenskaplik en ondersoekend, maar dit is asof daar heeltyd hierdie een ding in hierdie fliek is wat hulle nie verstaan nie. Iets wat groter is as wat hulle kan besef, en vir my is dit definitief God, en daarom gesels ons vandag oor hierdie tema, God wat oneindig is, net soos Infinity. Nou, wanneer ons dink aan Infinity en oneindig, en ons dink aan die ewigheid, moet ons dit teenoor iets stel om dit te verstaan. En baie keer sê ons is hier met geleende tyd, of in geleende tyd. En hoekom sê ons dan geleende tyd as alles dan vir ewig aangaan? Die geleende tyd is genade. En genade is iets wat ons ontvang, wat ons nie verdien nie. En eendag sal ons nog by daai ewigheid uitkom. Wanneer God ons kom haal, of wanneer ons hemel toe gaan, dan sal ons by daai ewigheid uitkom. Nou, ek praat nie vandag oor hierdie tema, omdat ek dit 100% verstaan nie, maar ek hoop regtig vandag is daar iets wat binne jou gebeur, want daar is ongelukkig nou maar net goed in hierdie wêreld, wat ons nie verstaan nie. En die vraag is eintlik, wat maak ons daarmee? Baie keer, in moeilike tye, en in slegte omstandighede, sê ons vir mekaar, byt net bietjie vas, en dit help nie altyd nie, maar as ons baie mooi gaan dink, waarop kan ons anders hoop? Moet ons dalk maar nou regtig net bietjie vasbyt? Dit gaan dalk so bietjie oor iets meer, maar daar is nie veel goeders waarop ons anders kan hoop as op God alleen nie. En die ewigheid wat ons eendag gaan hê, gaan baie meer wees in vergelyking met ons tyd op aarde. En ons kan maar weet vandag dat God ons nie alleen los nie. Hy is iemand wat aktief betrokke is in ons lewe en deur elke stap saam met ons is. En met die Liefdessondag in Advent was ons tema liefde in die wag. En met Kersfees het ek so 'n bietjie gesels oor sukses en hoe ons daaroor dink. En hoe Jesus se hele storie nie eintlik 'n suksesstorie is nie. Dit was vir hom seer en swaar gewees. Maar hoe groot sukses dit eintlik vir ons vandag is om te weet dat hy in die kruis gesterf het vir ons sondes en vir ons gekom het om by ons te kom wees. En hoe ons na God kyk en hoe ons hom verstaan, of althans probeer verstaan, verander soveel dinge in ons lewe. So, ek wil vir julle 'n uittreksel wys uit hierdie movie uit, wat gaan oor 'n hotel, maar ek gaan julle nou net verduidelik, hulle verduidelik nou Infinity eintlik hier. Hulle sê dat, kom ons sê daar is 'n infinite, of 'n hotel met infinite hoeveelheid kamers, van 1 tot infinity. Nou ons weet Infinity hou nooit op nie. Nou wat gebeur as iemand by die toonbank aankom en sê, hallo, ek wil asseblief 'n kamer hê, wat se kamer gaan hulle vir daai persoon gee? Hulle kan natuurlik nie vir hom die oneindig gee nie, want wat is oneindig? Hulle kan nie by die einde begin nie. So, hulle gee vir hom kamer nommer 1 en almal skuif net 1 kamer aan. Nou, hierdie onderwerp kan verskriklik ingewikkeld wees, of dit kan verskriklik baie met 'n mens se kop speel, want mens gaan net al dieper en dieper en dieper in. En ek het myself al baie keer gekry, om te sê, so God is oneindig, en
Die ewige lewe is vir ewig. Dit gaan net aan en aan en aan en vir ewig en vir ewig en vir ewig. Dus ons kan dit net nie begryp nie. Dit gaan ons verstand heeltemal te bowe. Maar gelukkig is daar verse soos 1 Korintiërs 13 vers 12 wat vir ons sê dat ons nie nou gaan verstaan nie, maar dat ons eendag alles sal verstaan. Ons gaan nie eendag dink soos dat ons vandag dink nie. En ons is op die ou einde van die dag net 'n spikkel in die bestaan van hierdie heelal. En die vraag is, besef ons werklik hoe klein ons is? Maar nie net dit nie, besef ons werklik hoe groot God is? So, net om weer terug te kom na hierdie fliek toe, is die onderwerp natuurlik infinity, en wat is dit nou eintlik? Nou, infinity is iets wat nie gemeet kan word nie, iets wat nie grense het nie, soos 'n sirkel, wat eintlik 'n klomp hoeke is, maar eintlik geen hoeke het nie. Ons kan infinity probeer verstaan, maar op 'n stadium raak dit net onbegryplik, want dit hou net nooit op nie. Daar is net soveel meer en meer en meer wat ons oor dit kan navorsing doen. En ons lees ook 'n klomp tekste dat God nie gevorm word deur tyd, ruimte of materie nie. Time, space of matter. Jesaja 57 vers 15 sê God self dat hy heeltemal anders is en vir altyd leef, dat hy wel hoog bly, maar ook hieronder bly. 2 Petrus 3 vers 8 staan daar dat 1000 jaar is soos 'n dag en 'n dag is soos 1000 jaar vir God. Openbaring 1 vers 8 word daar gesê dat God is die Alfa en die Omega, die een wat is en wat was en sal kom. In Openbaring 22 vers 13 beskryf hulle God as die begin en die einde. God is nie beperk nie, hy is infinity. Hy is oneindig en die vraag is, kan ons God ooit ten volle verstaan? Ek persoonlik dink nie so nie, want dit is presies wat die misterie van God is. In ons verstaan van hierdie wêreld is ons altyd gewoond aan hierdie tyd, ruimte en materie. En dit is hoekom ons ook nie die sleg van hierdie wêreld kan verstaan nie. Tog bly ons nie vir altyd in hierdie onmoontlike situasies of in die slegte situasies nie. Hoe kom ons uit hierdie situasies uit? En die antwoord is altyd God. Daar kan niks anders die antwoord wees as God nie. Die oneindige God, die vrees of die verwondering of bewondering van God. In die diens wat Sondag in die kerk gaan wees, gaan daar ook 4 kinders, babas, gedoop word. En die doop is eintlik die een ding wat ons verstaan van God ontsettend baie vorm. Die doop herinner ons aan iets ongelooflik belangriks. Voordat ons kan kies of keer, het God ons al reeds gekies. En deur die doop bevestig ons hierdie verbond deur die handeling met die water. Maar die boodskap van die doop is nie net vir daai babas wat gedoop word nie. Wanneer ons dink aan die oneindige God en ons wat selfs hierso besig is om met mekaar te gesels, sê ons dat die doop ook die wat reeds gedoop is moet herinner dat God ons kies. Dat ons moet weet dat ons is syne. Die water wat oor ons kop geloop het, was God se stempel op ons lewe. Sy verbond en daardie verbond staan vandag nog steeds en sal vir altyd tot in alle ewigheid nog steeds bly staan. Miskien is daar van julle wat vandag hier luister wat nie gedoop is nie, wat groot geword het sonder die kerk. Miskien het jou lewe net aan 'n draaie met jou geloop. Die doop herinner vandag vir julle ook dat God jou roep. Hy wil jou naby hom hê. Hy wil hê jy moet weet jy is syne. Hy kies jou. Die doop wys ons dat God se liefde nie afhang van ons begrip en hoe ons sekere dinge verstaan nie, maar dit wys ons dat die oneindige en ewige God hom verneder om met ons, klein en swak mense, 'n verbond te sluit. En net soos God oneindig is, sonder einde en sonder grense, so is sy verbondsliefde ook oneindig. Hy het ons lief al voordat ons gebore is, terwyl ons lewe en ook vir ewig daarna. En die teks wat ons vandag dan nou saam lees, is Jesaja 40 vers 27 tot 31, 'n baie bekende gedeelte wat die tyd vasvang nadat die Israeliete uit Babyloniese ballingskap uitgekom het. 'n Tyd waar ek dink baie van ons al 'n groot gedeelte van ons lewe spandeer het. Uitgeput en uitgemergel waar ons moeg mens vra. Ons waar ons hierdie vraag vra, sien God ons nog raak? Hoor hy ons nog of het hy dalk van ons vergeet?
Hierdie hoofstuk fokus dan nou ook op God se belofte dat hy eendag sal kom en dat hy almagtig en oneindig is en dat hy met wysheid sal kom en dat ons as die mens eintlik maar baie swak is. En soms vergeet ons hoe swak ons is en hoe klein ons is. En dan met dit vergeet ons eintlik hoe groot God ook in ons lewe is. Maar kom ons lees hierdie teks saam. Jakob, waarom beweer jy dan dat die Here nie raak sien wat met jou gebeur nie? Waarom sê jy Israel dat hy hom nie daaraan steur dat jy verontreg word nie? Verstaan julle nie en begryp julle dan nie dat die Here vir ewig en altyd God is nie? Hy het die hele wêreld gemaak. Hy word nooit moeg nie. Hy word nooit uitgeput nie. Niemand kan hom regtig verstaan nie. Hy gee vir die wat uitgeput is weer nuwe krag. Hy maak die wat swak geword het weer sterk. Selfs die wat jonk is, se krag kan ingee. Die wat nog in die krag van hulle lewe is, kan mekaar sak. Maar hulle wat op die Here vertrou, kry altyd weer krag. Hulle word soos 'n arend wat vlieg. Hulle hardloop en word nooit moeg nie. Hulle loop en raak nooit uitgeput nie. Ek lees net tot sover. Wanneer die wêreld en ons lewe vir ons onmoontlik begin lyk, goed raak net te veel, dan begin ons die moeilike vrae vra. En dit is heeltemal reg so, want ons moet moeilike vrae vra, maar daar is twee goeders wat ons moet weet en moet onthou. Die een is, dat daar goed is wat ons nie kan bereken nie, en wat ons nie gaan verstaan nie. Soos infinity. En die tweede ding is dat daar goed is wat ons kop net nie kan begryp of kan weet nie. Dit beteken dat dit nie waar is nie. Dit bestaan. Een van die ouens wat in daai fliek gepraat het, Stephen Alexander sê, there are things that I believe that our minds can't know, but they are real and they exist. If we want to call that the infinite, if we want to call that spirit, if we want to call that God, whatever you want to call that thing, I believe that that thing is for real, but not knowable. So ek kies om hierdie thing God te noem, en ek dink nie dat ons God nie kan ken nie, maar ek dink wel dat ons hom nooit en volle sal verstaan nie, terwyl ons op aarde is nie altans. So al hierdie vrae wat ons het, alles wat ons nie verstaan nie, kom alles op die ouende van die dag neer, op 'n baie cliché ding, ons weet nie wat voor lê nie. Van die toekoms is oneindig. Met ons tyd op aarde het ons twee gawes gekry. Die een is geloof en die ander een is liefde. Ons het geloof gekry waarmee ons God beter kan verstaan en die ander een is liefde en daai liefde is wat ons tussen mekaar het. En dit is eintlik op die ou ende wat ons dra, die verstaan dat ons kan lief hê omdat God ons eerste lief gehad het. En vandag op die 28ste Desember sit ons eintlik hier tussen twee jare. 2025 wat verby is, 2026 wat voor lê. En ons gebruik dikwels hierdie tyd om terug te kyk en ook vorentoe te kyk. Waar het ons God gesien? Waar het ons hom dalk nie gesien nie? Waar het ons swak gevoel? Waar het ons uitgeput en uitgemergel gevoel? Net soos Jakob en die Israeliete hier, net toe hulle uit ballingskap uitgekom het, waar hulle eintlik hier staan en vir hulle self vra, wat nou? Waarheen gaan ons nou? Miskien het iets ons in die jaar weggedryf van God af, waar ons ook vra, sien hy ons nog raak? En nou kom die nuwe jaar en ons wonder wat lê nog voor? Wat gaan gebeur? Hoe gaan my lewe lyk? Hoe gaan my verhouding in die toekoms met die Here lyk? Miskien kyk ons na 2026 en ons is bang. Ons weet nie wat voor lê nie. Maar dan kan ons weet dat God die een is wat ons toekoms in sy hande hou. Die oneindige God wat alles in stand hou. En julle kan so 'n bietjie daaroor dink voordat julle na ons oujaarsdienste kom die 31ste Desember om 6:00. Maar die punt van hierdie hele boodskap is dat die wêreld het goed wat ons nie kan verstaan nie. Tye waar ons gaan voel wat God ons nie sien nie, soos wat Jakob en die Israeliete gevoel het. In vers 28 vra Jesaja dan vir hulle, verstaan julle nie en begryp julle dan nie dat die Here vir altyd en altyd God is nie, vir ewig en altyd God is nie. Hy het die wêreld gemaak. Hy word nooit moeg nie, hy word nooit uitgeput nie. Niemand kan hom regtig verstaan nie. En in daai video van die hotel wat ek vir julle verduidelik het, kom ons agter dat ons kan nie by die einde begin nie. Ons moet by die begin begin. God is by albei, maar ons in ons geleende tyd op aarde is by die begin. En hierdie is 'n herinnering wat saam met die doop gaan dat God ons kies. En as ons met al ons swakheid na God toe gaan en met al ons vrae, dan sal God ons soos arende laat sweef. Hy gee vir die wat moeg en uitgeput is weer nuwe krag.
Hy gee vir die met baie vrae en onsekerheid nuwe krag. Dit wat vir ons so moeilik is om te verstaan, is dat God oneindig is en dat hy enigiets kan doen. En die vraag is, glo ons dit werklik, dat God enigiets kan doen? Glo ons dat God 'n sondige en 'n harde hart weer sag kan maak, iemand tot bekering kan lei, iemand gaan haal wat weggeloop het van hom af, dat God onmoontlike situasies moontlik kan maak, jare se seer en swaar kry weer kan verander in iets goed wat God is kan verheerlik. Al hierdie dinge is so moeilik om te glo, maar God is oneindig. En dit gaan nie so baie oor die verstaan van die oneindigheid nie, want dit is die misterie van God, maar oor vertroue dat God oneindig beter weet as ons. Soos God wat homself deur Jesus swak gemaak het en verneder het om na ons toe te kom, moet ons onsself ook weer swak maak as ons na God toe teruggaan. Op die eerste Sondag na Kersfees en aan die einde van hierdie jaar weet ons ook dat Jesus nou by ons is. Ons het dit deur die Adventtyd en op Kersfees het ons dit vir mekaar hierso kom sê. En ek hoop dat ons vandag na hierdie boodskap hier kan uitgaan, nie met antwoorde oor die onsekerheid nie, maar met iets binne ons wat vassteek. Dat God enigiets kan doen, enigiets kan herstel en enigiets kan laat gebeur. En dat ons vandag ook sal weet dat wanneer ons God se naam aanroep, ons wat glo, die mens in wie God 'n welbehae het, saam met die oneindige God in die ewige lewe kan ingaan. En dat dit ons vrede sal gee oor dit wat in ons geleende tyd vandag gebeur. Die oneindige God vra nie dat alles wat ons saam met ons dra, dat ons al daai dinge moet dra en moet verstaan nie, maar dat ons daai gewig van al die dinge wat ons saam met ons dra, vir hom sal gee, dat ons daai gewig op hom sal plaas. Dat wanneer ons verstaan dat God oneindig is, en dat as ons sy naam aanroep, dat ons deel kan hê aan hierdie ewige lewe, dat ons vrede sal kry daaroor in ons geleende tyd, vandag en hier op aarde. Kom ons bid saam. Liewe Here, ons weet dat daar 'n klomp dinge is in ons lewe wat ons hoegenaamd net glad nie kan verstaan nie. Here, daar is onreg in hierdie wêreld, in ons land, in ons lewens, onregverdigheid, goed wat net nie sin maak nie. Here, dinge waarvoor ons bid wat nie gebeur nie, mense wat siek raak, wat nie gesond raak nie. Here, help ons om te weet dat U almagtig is, dat U oneindig beter weet as ons. En Here, dat ons U naam sal aanroep, dat ons eendag saam met U in hierdie ewigheid kan wees, dat ons die ewige lewe sal kry, omdat ons in U glo. Help ons om ons verhouding met U te verbeter, dat ons werklik 'n lewende verhouding met U sal hê. En Here, dat ons by die begin sal begin, en nie by die einde nie. Want die toekoms is onbekend, maar wanneer ons U naam aanroep in die hier en nou, dat ons vrede sal kry daarby. Here, dankie vir alles wat U vir ons doen, vir alles wat U in stand hou, en vir alles wat U beheer. Help ons om werklik by U vrede te kry en te weet dat U oneindig is, dat dit ons nie sal moedeloos maak nie, maar eerder vir ons vrede sal gee. Ons bid dit in die groot en heilige naam. Amen.